Definieer reaksietempo. Reaksietempo kan gedefinieer word as die verandering in die konsentrasie van produkte of reaktanse per eenheid tyd. Hierdie definisie word gereeld gevra in die eindeksamen. Koolstofmonoksied reageer met suurstof om koolstofdioksied in 'n verseelde houer te vorm volgens hierdie gebalanseerde vergelyking. Die grafiek toon die konsentrasie suurstof teenoor tyd. Ons sien dat daar 'n afname is in die konsentrasie van die suurstof soos die reaksie verloop. By om en by 52 sekondes sien ons dat daar 'n afplatting is van die kurwe. Aangesien daar steeds suurstof by hierdie punt teenwoordig is al die suurstof nie opgebruik nie en is die suurstof in oormaat, terwyl die koolstofmonoksied die beperkende reaktans is. By watter tyd, 10 sekondes of 30 sekondes, is die reaksietempo hoër? Ons kyk na die gradiënt by die spesifieke tydstip om te bepaal watter reaksietempo hoër is. By 10 sekondes lyk die helling so en by 30 sekondes lyk die helling so. Die helling is steiler by 10 sekondes wat dui op 'n hoër reaksietempo. Dit maak sin aangesien die konsentrasie van die reaktanse hoog is aanvanklik, wat beteken daar is meer deeltjies wat effektiewe botsings kan ondergaan. Die reaksie vind in 'n 3 kubieke desimeter houer plaas. Bereken die gemiddelde tempo waarteen koolstofdioksied in die eerste 10 sekondes gevorm word. Aangesien die houer 3 kubieke desimeter is, kan ons die aantal mol suurstof aan die begin en aan die einde van 10 sekondes bereken. Nou, by tyd 0 is die konsentrasie 0,27 mol per kubieke desimeter. Ons het die konsentrasie, ons het die volume, ons kan met ander woorde bereken dat daar 0,81 mol suurstof aan die begin is. Net so lees ons die waarde af by 10 sekondes is 0,15 mol per kubieke desimeter. Ons menigvuldig dit met 3 en ons kry 0,45 mol suurstof by 10 sekondes. Ons kan dus die tempo waarteen suurstof verbruik word bereken en dit gee vir ons 0,036 mol per sekonde. Maar die vraag vra teen watter tempo word koolstofdioksied gevorm. So ons moet kyk na ons molverhouding. Vir elke mol suurstof wat verbruik word, word daar 2 mol koolstofdioksied gevorm. Ons vermenigvuldig met ander woorde die tempo waarteen suurstof verbruik word met 2 om die produksietempo van koolstofdioksied te bepaal. Hierdie vraag het 5 punte getel. Watter reaktans is in oormaat, koolstofmonoksied of suurstof? Die grafiek wys duidelik dat al die suurstof nie opgebruik word nie, so die suurstof is in oormaat. Hierdie reaksie is herhaal deur 'n kleiner verseelde houer te gebruik. Hoe sal dit die grootte van die gradiënt van die grafiek aan die begin van die reaksie beïnvloed? Kies uit verhoog, verlaag of bly dieselfde. Gee 'n rede vir die antwoord. Nou hierdie vraag het net 2 punte getel, so ons hoef nie baie te skryf nie. As die houer kleiner is, beteken dit die volume is kleiner, maar die aantal mol deeltjies is dieselfde. Nou dink gou-gou. Konsentrasie is die aantal mol gedeel deur die volume. As die aantal mol dieselfde bly, maar die volume word kleiner, dan gaan ons sit met 'n hoër aanvangskonsentrasie.
Dit beteken, daar gaan meer botsings wees per sekonde tussen die suurstof en die koolstofmonoksied molekules. Daar gaan dus 'n hoër reaksietempo wees, wat beteken dat die grootte van die gradiënt sal aanvanklik verhoog. Daar gaan dus 'n steiler gradiënt wees. Die reaksie tussen swaweldioksied en suurstof vind plaas in 'n verseelde houer volgens die gebalanseerde vergelyking. Delta H is negatief. So die voorwaartse reaksie is 'n eksotermiese reaksie. Onthou, as ons sê delta H is kleiner as 0, ek kan 'n K daar maak. Dit beteken eksotermies. Daai K is vir eksotermies. So dit help jou om te sien wanneer is 'n reaksie endotermies of eksotermies. Was daar 'n netto vrystelling of netto absorpsie van energie tydens die terugwaartse reaksie? Nou, ons het reeds gesê, die voorwaartse reaksie is eksotermies, so daar word energie vrygestel. Die terugwaartse reaksie gaan met ander woorde endotermies wees, wat beteken daar gaan 'n netto absorpsie van energie wees. Definieer die term geaktiveerde kompleks. Dit is die onstabiele oorgangstoestand van reaktante na produkte. Hier is sommer net 'n voorbeeld van 'n eksotermiese reaksie ter illustrasie. Die potensiële energie van die produkte is laer as die potensiële energie van die reaktanse. En hier sien ons die kruin en dit stem ooreen met die ligging van die geaktiveerde kompleks. Katalisator, vanadiumpentoksied, word by die reaksie gevoeg. Verduidelik in terme van die botsingsteorie waarom die reaksietempo sal toeneem. Die katalisator verskaf 'n alternatiewe reaksieroete met 'n laer aktiveringsenergie. Daar is dus nou meer deeltjies wat die energievereiste oorskry en daarom gaan daar meer effektiewe botsings wees per eenheidstyd. En dit beteken daar is 'n verhoogde reaksietempo. Kurwe X is die Maxwell-Boltzmann verspreidingskurwe vir die reaksie. Meer swaweldioksied word nou by konstante temperatuur in die houer bygevoeg. Hoe sal hierdie verandering die reaksiewarmte beïnvloed? Kies uit toeneem, afneem of bly dieselfde. Nou, dis belangrik om daarop te let dat die reaksiewarmte, delta H, 'n konstante is vir 'n spesifieke reaksie by 'n spesifieke temperatuur. Om meer swaweldioksied by te voeg, verander die posisie van ewewig, maar nie die reaksiewarmte nie. So die korrekte antwoord is, dit bly dieselfde. Teken op dieselfde assestelsel die kurwe wat nou verkry sal word. As dit kom by die Maxwell-Boltzmann kurwe, dan weet ons, as die temperatuur verhoog, dan skuif die kurwe effens na regs. As die temperatuur verlaag, dan skuif hy weer effens na links. Maar dis nie hierdie geval nie, die temperatuur bly konstant. As ons die konsentrasie meer maak, dan verhoog die piek. As ons die konsentrasie laer maak, dan verlaag die piek. So al wat jy moes gedoen het, was om die kurwe te vat, X, en 'n hoër piek in te teken met dieselfde vorm as X.